Lorenza Eckhardt, ons nuuspersoon van die week. Goeiemôre, baie welkom. Môre? Dit was dan 'n sirkus so 'n jaar terug, was dit nie gewees nie? En ek dink regtig die enigste party wat die meeste daai uit gewen het, was sekerlik die DA, en die wyse waarop hulle dit hanteer het. Maar die afgelope week het die DA miskien nou nie 'n 6 geslaan nie, en ek verwys natuurlik na Steenhuisen. Dis seker maar die groot nuus. Wel, wat vir my baie interessant is John Steenhuisen, die huidige leier van die DA, wat besluit het hy gaan homself nie weer verkiesbaar maak as partyleier. Kan ek jou net vir 'n oomblik in die rede val? Is jy seker is Steenhuisen, dit is nie dalk 'n sekere mevrou Zille wat die eintlike de facto leier is? Die touwtjies trek nie. Wel, dit is 'n ander gesprek daarby, maar wat vir my verfrissend is hoe baie politieke partye en veral die partyleiers van ons oppositiepartye klou aan mag en dan daai posisie vas vir jare en jare en in sommige gevalle dekades. So ek dink John Steenhuisen verdien lof vir die feit dat hy die kamertemperatuur gelees het en besluit het eerder om te gaan. Hy kon homself weer verkiesbaar maak. Ek dink dit sou die party skade berokken het, nie net in hulle eie die aanloop tot die federale kongres in April nie, maar ook die plaaslike verkiesings. Ons weet hy het sy hande vol met die back and closure krisis. Ja. Dis ook 'n ander gesprek. Maar hy het op sy terme besluit om te gaan en om die weg te baan vir 'n ander leier en ek dink dit was in die beste belang van homself. Politici maak besluite in hulle eie belang eerste en dan vir die party in die land. Jy sê nou dit was laat hy die besluit en ek hoor wat jy sê, ek is nie heeltemal seker hy het net die besluit geneem nie. Ek het so 'n idee daar was maar baie druk geweest en dalk is hy so 'n bietjie gestamp. En ek dink die vraag was, gaan hy aanhou minister wees? En ek dink dit was seker deel van sy voorwaarde. Ja, so miskien was daar agter die skerme onderhandeling geweest, maar ons weet wat met die ANC gebeur het met oud-president Jacob Zuma. Ek bedoel, ons land was op 'n krisispunt omdat daar ook vir weke, miskien selfs maande vir hom gevra is om terug te staan as president. Dit is nou wel na hy nie meer die partyleier van die ANC was nie, maar John Steenhuisen kon baie maklik dieselfde gedoen het. Hy kon gesê basta met julle, die kamp in die DA wat wil jy moet gaan, of dit nou miskien die skenkers was of ander belanggroepe wat gesê het dit is tyd vir iemand anders. Hy kon maklik homself weer verkiesbaar gemaak het. Dean McPherson, die minister en ook 'n bondgenoot van Steenhuisen het gesê hy sou weer gewen het, maar ten watter koste. So ek dink dit was vir hom 'n beter besluit geweest. Ek dink dit is twee dinge wat ek nog net met jou wil deel of al vir jou vra wat jy siening nou hoor is, en dit is die pers se dekking hiervan is baie meer as wat mense in die verlede sou verwag het. So ek dink die DA kry so 'n soort van 'n status as 'n werklike oppositieparty of 'n moontlike alternatief tot die ANC. Dis die eerste een en natuurlik die groot vraag, wie gaan by hom oorneem? Ja, punt nommer 1. Ek dink daar's 'n aptyd en daar's 'n gevoel dat hierdie party nou gedek moet word, amper soos wat ons in die verlede oor die ANC se leierskapstryd, want die DA is nou in die regering van Nasionale Eenheid, die tweede grootste party met verteenwoordiging in die kabinet, en wat die party nou volgende besluit in terme van nie net die leier nie, maar ook die ideologie, moet hulle bly in die RNE? Dis 'n groot vraag. So alle oë op die DA en ja, op jou tweede vraag te beantwoord. Ek dink die voorbok, soos hulle sê, is die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, wat gesê het hy gaan dit sterk oorweeg, maar hy wil aanbly as burgemeester. Hy sê wat die party, en hy bedoel eintlik homself, hy as Jordan, wat hy kon regkry in die metro, is vir die party die grootste advertensie, die bord wat jy kan opsit om te sê, kyk wat het ons bereik, stem vir ons. Ek moet vir jy sê, ek wil probeer, ek baie versigtig om nie een of ander politikus te ondersteun op 'n of ander manier, maar ek ken 'n paar van hulle en hy's regtig een van die min politieke leiers wat ek nou nogal redelik hoog ag. So ek koop regtig waar hy rook 'n pyp. Maar daar's een of twee ander ook. Gwarube byvoorbeeld se naam word. Die minister van onderwys, Siviwe Gwarube, is ook 'n baie sterk kandidaat. En daar praat 'n mens weer van, behoort die party weer 'n wit man te kies. Dit is 'n vraag wat uit sommige oorde geopper word. Indien hulle 'n swart vrou kies, sal dit simboliese sterk boodskap stuur. Maar dieselfde vraag is oor John Steenhuisen gevra in die aanloop tot sy verkiesing en hy is met die grootste meerderheid by daai federale kongres gekies, en dit is uiteindelik partyleiers wat die party se volgende, die partyverteenwoordigers wat die party se volgende leier kies, nie Suid-Afrikaners nie. Baie dankie dat jy weer 'n keer ons draai gemaak het, en baie dankie ons politieke leiers wat altyd vir ons iets het om oor te gesels.